Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my ou vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Kyk, hier is alweer Saterdagoggend. Dis vroeg in die oggend vanoggend, is net so na 6. En dit is verbasend vir my om te sien hoe baie mense is al op hierdie tyd van die oggend. Hulle is al besig, hulle is besig om te skit, man. Maak reg vir die Saterdag, want elke Saterdag is ons maar eintlik boeresport. Hier in Suid-Afrika, bedoelende. Jy weet, boeresport, ons braai Saterdag. Ons doen al die goedes wat ons die week nie kan doen nie, wat ons nie tyd kry om te doen nie. So geniet jou boeresport dag vir dag. Ek sien vir jou net nou natuurlik op die trein, maar hierdie week soveel groot goed wat gebeur het. Ek kry nie eens tyd om deesdae te gaan kyk wat gaan daar op die Msonga kommissie aan nie. En kyk, daar skud die dinge geweldig, wat ek meen, dit is amper soos 'n tsunami, dit is soos 'n aardbewing, die goed stapel net op en op en op. En 'n ou wonder aan die einde van die dag, wat gaan gebeur? Gaan dit 'n letterlike geval wees van daai hond wat die bus jaag? En as hy uiteindelik die bus kry, dan wonder hy, okay, wat gaan ek nou met die bus maak? Gaan dit wees soos die Zondo-kommissie? Ons het daai bus gejaag, ons was so angstig en ons was so oortuig dat die Zondo-kommissie gaan regtig waar 'n paar manne, wil ek sê, amper agter die tralies laat sit. Maar dit het nooit gebeur nie, wat ek meen. Dit gebeur nie. Die bus het net weer opgestart en aangery. Ons is nou in State Capture 3.0 seker al. En toe kom Makonasi en hy, sal nou sê, hy gooi die bombshell, die drops dis bombshell, en het is al die repercussies en so meer. Maar nou die groot pyn en kommer, of het behoort dit te wees vir baie mense, is natuurlik wat aangaan in die polisie. Ons het nou hierdie week gesien, ons het nou baie gehoor van hierdie generaals wat so op hulle eie paadjies aangegaan het en so aan, tot ons nou gehoor het van Feroz Khan en sy 2IB en so meer, wat ook nou gearresteer is. Nou is hulle alweer vrygelaat op 20.000 rand se borgtog. Ek vra altyd myself, hoekom is jou bedragie so klein, man? Hoe is jou bedragie so klein? Hulle word beskuldig van hulle deel of handel onwettig in goed soos goud, platina, seker en so meer. Neem nou maar aan, dit is nou waardevolle entiteite waaraan hulle nou soort van handel dryf. Terwyl hulle die polisie se werk moet doen, het hulle tyd daarvoor, so het wys jou net, jy weet, as 'n man wil, as jy wil skit, is daar tyd vir alles. En so aan, en hulle het nou hierdie week in die hof verskyn, en hulle is toe nou weer vrygelaat. So I'm in the Kempton Park Magistrates Court. This is where Gauteng Hawks head Ibrahim Kadwa and Crime Intelligence top cop Feroz Khan make their first appearance today. They were arrested over the weekend in relation to allegedly trading and dealing in illicit precious metals. And now the case emanates to something that actually happened in 2021, and they've been granted 20,000 rand bail each. Between now and then, state is going to be concluding some of the investigations. Do you think the state has a strong case against you? There's no case, brother. For me, they sent the political task team to my house, but I haven't even voted in my life, so it doesn't make sense. What does that mean? Doesn't make sense, Chief. Do you think this is a witch hunt? Chief, no comment. Sien jy daar? En nou wonder ek by myself, wat het van oom Louis geword? Oom Louis Liebenberg. Hy het blykbaar net in diamante gehandel, en hy sê hy het al die lisensies daarvoor gehad en so meer. Oom Louis was nie 'n polisieman nie, wat ek meen. Hy was net 'n doodgewone besigheidsman, 'n sakeman, dalk 'n sakkeman. En
Hy het nog nie eens byl gekry nie. Nou vra ek myself af, enige mens met 'n brein wat half funksionerend is, vra jouself die vraag af, hoekom kan Louis Liebenberg tot nou toe dit nog nie reg gekry het om borgtog te kry nie, as hierdie mense dit kry, mense wat op moord aangekla word, kry borgtog, Louis Liebenberg nie. Ek is nie groot Louis Liebenberg fan nie, ek wonder maar net. So dink 'n bietjie daaroor, jy weet, baantjies vir boeties, gebeur dit maar in ons regstelsel ook. Dan is die ander woordjie wat op almal se lippe is impeachment. Gaan die president geïmpeach word? Met ander woorde, gaan hy basies geskort word, uitgeskop word, gefire word, wat gaan gebeur? Nou ons het gesien verlede week, ek dink dit was verlede week, die goed beweeg so vinnig, was daar 'n komitee saamgestel, die sogenaamde impeachment komitee. En op hierdie komitee is daar 31 lede, waarvan die ANC 9 het, die DA, die DA Party, hulle het 5, so tussen hulle het hulle 14. So sou die DA Party besluit om saam met die ANC te stem, het hulle nog nie 'n meerderheid nie, want daar is nog 17 ander stemme. So ons kyk wat spring daar uit. Die president het natuurlik bokspringe gemaak, soos 'n tipiese, ek dink nie 'n buffel kan bokspringe maak nie. 'n Buffel is eintlik maar net 'n bees met 'n kakkerige attitude. Maar hy seker maar soos 'n sabel of iets, het die president so 'n paar bokspringe gemaak en so en gesê, kyk jy, hy impeach sommer die impeachment komitee as dit daarop neerkom. Maar ten spyte van dit alles, lyk my, gaan dit nou oormôre, maandag, die 1 Junie, gaan dit gebeur. Despite the president approaching the courts, the committee would be required to proceed with its mandate. The National Assembly has put together a committee, and the committee is going to meet on Monday to elect a chairperson of the committee so that it can begin with its responsibilities. The reason why the NA can't avoid that is because its own rules dictate that once the committee has been set up, it must proceed to its first meeting and elect the chairperson. En ja, toe die groot baas van die ANC, ek sien hy het gesê, vir Kile Balula, hy het gesê dat, solank as wat hy daar is, hy is die baas, en die res is klaar. Hy besluit, wanneer gaan die president en wanneer gaan hy nie. If Phala were to go the wrong way, we will be in quick and fast. Now, let me tell you this, the ANC is not in a crisis. And we decided on Phala because we said, can you allow everything else to be done? And then after that, we will then talk about what needs to happen. And that agenda can't be set by Malema or the DA. And then the ANC will make its own determination about what must happen. And two, we will not just sacrifice our president at an altar. Neither are we sycophants of Ramaphosa. We are not. If anything were to arise and it require us to take a decision about the president, we've got rules in the ANC and the checks and balances. We will decide. If the president has to step aside at some point because he's got things to answer from a point of accountability, he will step aside. Utlas Palama step. There's no problem about that. The president will step aside. There's no crisis. There is no crisis of leadership in the ANC. And don't start to ferment that. Sien nou daar? Nee man, die help as jy die baas is. Die baas van die plaas. En so. So ons gaan moet sien wat gaan uiteindelik gebeur. Maar in ons parlement en in ons National Assembly en so gaan die ou stryd voor. As altyd maar geuitroep van order, mense sê mekaar sleg. Maar nou weet ek nie altyd die speakers daar, jy weet, is hulle werklik speakers? Jy weet? Maar dit het nou weer verlede week gebeur. Die EFF raadslid het, of parlementariër,
het hy mannetjie van die Daal Party het hulle beskuldig van iets, het dalk so sommer af te gooi, so sommer in ook. Ja, ons luister nie graag na white boys nie. Jy weet, toe word sy nou tot orde geroep, sy moet nou om verskoning vir dit vra. Maar, luister bietjie, die speaker sê, hy weet nie of die winding nou werklik nie taal is wat moet gebruik word nie, maar die boy, jy weet, en dit alles, just sort of withdraw, die nuutste ding is nou, withdraw for progress. All of these banks, FNB, Standard Bank, Absa, Nedbank, Capitec, are they all somehow implicated in this question? It's absolute nonsense, Chair. We are bringing services to people at a scale and at a pace that has never been seen before. We are doing it in a way that does not cost the government money. We are doing it in a way that eliminates the scope for fraud, that brings efficiency, including applications done sometimes within as little as 5 minutes. That is what we are delivering, and the conspiracy theorists must step aside while we do so. Thank you. House Chair, I think you should have called your member out. He cannot be addressing another member and say he's talking absolute nonsense. Yes. You should have called him out and he must withdraw that. And the question is about Capitec, which then influenced him to include other banks so that that can member, be a I got your smoke point of screen. order. I think I got your point of order. I don't think you need to go into the merits. Honourable Minister, at some points in the past, the use of the words nonsense has been ruled unparliamentary, in other instances not. I would request you, for the sake of progress, to withdraw that statement. Gladly, factually incorrect. Thank you, Chair. Thank you. That's not a withdrawal. That's not a withdrawal, that's an insult. And we're not going to be insulted by some white small boys here. Honourable Member. No, let the Minister first just withdraw unconditionally. Withdrawn unconditionally. Thank you. Thank you. That the Honourable Mentor mentioned a derogatory term here. And I would like you to rule on that. And she withdraws the statement that she made. I know it may be offensive that we're doing well in government, but they must just take it because we're helping the people that are trying to fight for. Order, Honourable Members. Honourable Mente, you referred to the Minister as white. I don't know whether that's insulting, but a small boy. Please withdraw those words. Please withdraw those words. For the sake of progress. Just say for the sake of progress. I did say that. Say it loudly. Honourable Mente. For the sake of progress. Chair, you know, you must not do that. No, Honourable Mente, you must not qualify the statement when you speak to your party, and you don't qualify your statement when you speak to other people. Are you withdrawing? Firstly, let me correct Honourable Nodata. No, I'm not Honourable Mente. Honourable Mente, I'm going to give you one more opportunity. Yeah, I withdraw. Thank you. Maar hy wou uit is 'n swak stemmetjie wat ek meen. Dit is mos hoe jy dit eintlik doen, né? Order! Order! Ek hoop hulle kyk dit dat hulle kan sien as jy die speaker is. Dis hoe jy order roep. Order! 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 Dan het die idee van die NHI het nou voorlopig eers 'n PK gekry. It's not going on anymore. Daar is nog die lieflike advertensie wat hulle gemaak het om vir my en vir jou basies te oortuig dat die NHI is 'n goeie idee. Honey, you know what keeps me up at night time? It's the rising cost of medical aid and less cover. Maybe the NHI will be the solution. Oof, I don't know. NHI seem a bit communist. That's where you're wrong. Japan, Norway, Canada, Britain, and many other civilized countries have some version of NHI. Oh, no, I think you're right. NHI is our answer for quality healthcare for all of us. Even you, my man. En mag ek jou herinner dat hierdie
advertensie het blykbaar iets soos 100 miljoen rand, ek kan nie die syfer onthou nie, maar is iets absurd gekos. Nou ek maak al vir jare video's, so, ek kon hierdie video waarskynlik gemaak het vir 50.000 rand. Maar nee, omdat dit vir die staat is, sou ek hulle 5 miljoen vra. En dan kon ek aftree, of ek nie nou hier te gesit het, en my gedagtes, al my bekommernisse en my sorge by jou te deel nie. So, die NHI het nou voorlopige PK gekry, die konstitusionele hof, die is daar die hoogste hof in ons land, en die jy nie weet nie, hulle het basies gesê, nee, dit is onkonstitusioneel, jy kan nie vir 'n dokter sê, luister die, jy wil 'n praktyk oopmaak hier in Dabaai in Walmer, maar jy kan nie een daar oopmaak nie, nee, jy kan vir ons een binne in, al by Charlie Circle, bijvoorbeeld, of in Swedi, van Motherwell, daar kan jy vir ons enetjie oopmaak, nee, so gaan jy somin toe. Dit is ongrondwetlik, en dan nog so 'n klomp ander goed ook binne dit. So daar is voorlopig, is van die kaarte af, en weer eens, wie moet ons bedank? In die ou dae het ons altyd vir Boland Bank bedank, die is daar bedank ons maar vir Solidariteit, of vir AfriForum, want Solidariteit het altyd die tyd om hierdie ouens aan te vat. En AfriForum staan net so 'n paar saam met hulle. Die partye, die politieke partye, baie van hulle, they stealing their thunder. As hulle iets gewen het of reg gekry het, dan gaan hulle sê, ja, maar ons het ook saamgestem, jy moet onthou nie, ons het ook in die agtergrond geskree, nee, jy weet, so dis hoe fucking belaglik hulle is, maar anyway, dit lyk vir my, asof daar 'n tendens is van mense wat terugkom Suid-Afrika toe. Dis nou mense wat deur die jare weg is uit die land uit. All right, let's turn to this story now, because there's a growing number of South Africans returning home from abroad. This comes as some citizens consider leaving under a refugee program that was introduced by the United States' administration of Donald Trump following unfounded claims of a so-called white genocide in the country. Things are better here for many reasons. Cost of living standards are better. And then all the obvious stuff, family and friends, weather, and so forth. So that's definitely the case. I mean, I thought that the perception of South Africa's crime levels would have been a huge deterrent. I suppose weighing that up against the situation in other countries may be far worse or far more difficult to deal with? Absolutely. I think things have changed in Europe significantly, Europe and the UK, over the last couple of years. So they have different safety concerns in terms of the ongoing war. And I would not be surprised if we see a surge in our, South Africans coming home because of those safety concerns. Hierdie man wat hier praat, hy werk direk by 'n organisasie met mense wat terugkom na die land toe en wat ook uit die land uitgaan. Nou ons weet van Donald Trump se aanbod meer as 'n jaar terug van ja, kom Amerika, the greatest country in the world, jy was 'n wit vel en jy word daar in Suid-Afrika word jy vervolg en so meer. Nie dat baie van die goed nie waar is nie, of dat daar rede tot kommer is vir jou as 'n bleekvel om nie gesien te word as soort van of te dink jy is onder bedreiging nie. As wel goed so, as baie subtiele goed, subtiel gebeur daar sekere goed is wat dui op 'n tipe van 'n genocide, soos hulle sê, maar niks is werklik tasbaar nie, dis moeilik. Maar hoe dit ook al sê, baie van die ouens het die geleentheid aangegryp, ek neem aan, daar is nou al duisende wat met daai plannetjie Amerika toe is, en ek sê altyd, jy weet, regtig, different strokes for different folks, ek gaan jou nie kritiseer nie, jy besluit, jy wil na die grote Amerika, the greatest country in the world toe gaan, dan is jy absoluut welkom, go for it, maar, onthou net, as 'n ou gesegde wat sê, die gras is nie altyd groener aan die ander kant nie. We see people from all walks of life and all professions returning, but it is more on the professional side. So really, any person who can work remotely
can return to South Africa and continue working for their employer in Europe or the UK or the US. So it really depends on the type of job. And as I said previously, the COVID pandemic opened businesses' eyes globally to the fact that they can employ the best people anywhere in the world. People don't have to be at the office. So if your job lends itself to remote working, no matter what type of job that is, then you're the ideal candidate to return home to South Africa and continue working for your employer abroad. Amerika het ook sy probleme net soos enige land vandag het, en so aan. Maar kyk hoe jy sien, en dan vertel ek vir jou meer, dan raak ek regtig patrioties. So I think those are two distinctly different groups of people. Some South Africans have left for the US for good reasons, and some are returning. So the cost of living in South Africa is significantly lower, which means your standard of living is higher if you continue earning the same euro or dollar-based salary. So, you know, there's a massive difference. So the rand, in real terms, the rand is definitely undervalued, and people coming back earning the same salaries is definitely much, much better off. So we saw a 70% increase in people returning to South Africa last year, and that trend is continuing. And with the war in Europe, the Middle East, I would not be surprised if this trend increases. So it is definitely a reverse of the brain drain in terms of people coming back home. They might still be working for their foreign employers, but the fact is they're home, they have skills, and long-term, they will probably contribute to our employer base locally as well. Nou ja, het jy nou gesien wat die man sê, wat ek meen, as professionele mense wat terugkom, en my vraag is, hoekom kom hulle terug Suid-Afrika toe? Wat ek meen, hulle kan ons maar bly daar in Engeland. My eie seun bly daar, en hy reken, dis die beste ding sinds pap en wors. En hoekom kom hulle nog steeds terug? Want Suid-Afrika het net soveel meer om te bied. In terme van ons weer, in terme van ons leefstyl. Jy weet, jare terug, ek praat van in die 80s, toe ek nog by een van die grootste petrochemiese maatskappye in die wêreld was, het ek baie keer 'n besoek gekry van kerkmense af, mense wat teen my ma my gewaarsku het. En ek het baie met hulle gepraat, en sê my ma altyd, waaroor praat julle? As ek maar met jou allie nie, wat ek meen, ek stel nie belang om 'n ander kerk te join of enigiets, maar hierdie mense kom, ek piek hulle brein, so ek vra, Jessie man, hoe lyk dit daar in Amerika, of lyk dit daar in Duitsland, waar jy vandaan kom, of Engeland, en wat ook al. En hulle het altyd vir my gesê, die een ding, hulle eerste indrukke, dit was in die 80s, as hulle hier kom is, wow, maar hierdie mense in my leefstyl, wat ek meen, 2 karre, of 'n kar en 'n bakkie, onder die afdak staan 'n karavaan, vir baie ander ouens, soos voor jetskis, daar staan 'n speedboat, ons gaan ry op die Valdam, en so aan, 3 slaapkamers, sitkamer, eetkamer, studeerkamer, in sommige gevalle swembad. Hy mense lewe so nie in Engeland die al vir jare nie. Moenie om die bos gelei word, en die neus wol oor die oë nie, man. Amerika die selfde greatest country in the world, daar is mense wat tot 3 jobs 'n dag doen, om aan die lewe te bly daar, so hoog is die dollar se lewensonkoste. So moenie verbaas wees, as jy soontoe gaan nie, soos ek sê, ek hou niks teen jou nie, as jy soontoe wil gaan, jy is baie welkom. Maar as jy daar kom en jy kom agter, my bliksem, migrasies lyk allemaal bleekie aan die ander kant van die draad. Verstaan jy? So ek sê, nee ou boet, jy bel hierdie ou chom van my nou, Ellen Roberts uit Australië uit. Nou vra ek myself die vraag af, ja, dit is 1 uur in die middag, ek gaan hom nou bel, en hom nou 'n lykie gee, as ek hier klaar is. Maar, die ding is dat, moenie verbaas as jy aankom, en dit is nie, dinge lyk nie so lekker aan die ander kant van die draad nie. So, maar die is nie al mense wat terugkom nie. Ek sien, Mel is terug. Nou, dit is nie Melrose of so iets nie. Sy was 'n roos op 'n tyd, dink ek. Deesdae is sy net 'n... Maar anyway,
Mam het gesorg vir Melrose. Kan jy nog 'n advertensie onthou? Mel is terug in Suid-Afrika. As jy nie weet wie's Mel, hierdie is Mel. So Mel, why for you did you feel urgency to leave South Africa now? The urgency for me to leave South Africa was the fact that 50 people at a time would pitch at the salon. Not even just 50, sometimes 2, sometimes 3, sometimes just 1. Black people would pitch up at my business, at my house, at multiple of my businesses, go and intimidate the staff, try and intimidate me. So it just became so scary for me in South Africa that I couldn't wait to leave. Like, this is not going to end. And with the BEE laws and all the anti-white laws that's kicking in South Africa, it gives black people in South Africa the feeling that they have more power and that they can do what they want, they can just kill who they want, they can just take what they want. Dit lyk my Mel het swaar gekry daarso. Maar Piet, hulle het vergeet van Piet, die pateet. Piet is nog blykbaar daar. Piet vat al die skuld op hom. Hy is die goeie ridder op die wit perd. Piet. Piet is nog daar. So ons hulle maar hoor. Intussen het ouens soos Mike Bolhuis gesê, hy is so bly om te sien hulle kom terug. Want in die regstelsel is daar sekere bewegings rondom Piet en Mel. So ek verlyk hulle my museummense so goed nie. Moenie verkeerd dink van my nie. Maar ek dink daar kom 'n ding. Daar kom 'n ding met Mel en Piet. Ons sal maar die nuus dophou in terme van dit. Dan laastens, hierdie ding is nogal vir my kommerwekkend en mense wil nie hieroor spekuleer nie. Maar 'n mens leer deur die geskiedenis. Jy weet, sulke goed moet nie net toevallig opgeneem word nie. It's just, het gebeur. So die afgelope week gesien dat 2 bomme, nou 'n bom is nie 'n ding wat noodwendig geassosieer kan word met 'n ploftoestel nie. Ek is geleer dat 'n bom kry en 'n bal is 'n doek. Maar kom ons sê nou maar 2 bomme het ontplof en raai waar, in al 2 gevalle by Woolworths. Eers in Pretoria en toe net daarna in Bloemfontein. Nou is hierdie 'n ding, ons is terug by die bomplant tyd, lyk dit my. Ek gaan gou net vir jou vinnig, voor ons afsluit op hierdie enetjie, gaan ek gou vir jou net so 'n bietjie terugvat in tyd. Okay? En so na 98 toe, ek sal nou kyk. Ek gaan net so 'n bietjie terugvat in tyd in. Wat het gebeur in die Kaap met 'n Amerikaanse outlet genaamd Planet Hollywood. And voila, ladies and gentlemen, the official ribbon cutting of Planet Hollywood Cape Town. Mr. and Mrs. Giddings have multiple injuries. They are stable and their condition is satisfactory. The Giddings also have 2 children, 8 and 3 years old respectively. They're both severely injured. Their condition is stable and they're in our intensive care unit. Well, this is an act which should be strongly condemned. But what is even more, the perpetrators should be tracked down and brought before the courts of the land. Ja, hierdie was in 1998 Planet Hollywood. By die waterfront in Kaapstad is daar 'n ploftoestel, 'n bom,
gesit onder die voetrest van die kroeg, soos iemand het ingestap het met die ploftoestel, bom in 'n sak, aan neergesit het en die bar verlaat het, toilet toe gegaan het. Gaan daai ding af. Oor die 22 mense is beseer. Ek dink daar's iemand wat dood is nie, maar daar's mense wat definitief arms en bene en so meer verloor het. Nou Pagat destyds, wat by the way 'n moslimorganisasie is, hulle het verantwoordelikheid geclaim, gesê ons het dit gedoen en so aan. Maar nou is ons terug by Woolworths. En soos ek sê, mense wil nou nie spekuleer nie. Kom ons laat die gereg toe om hierdie ding te ondersoek en so. Alhoewel ek sê dit tongue in cheek. Want ek dink as ooit enige iemand gearresteer vir daai ding nie. So is almal vir baie van hierdie misdade gebeur daar niks nie. Uiteindelik nie. As die polisie nie self betrokke is nie, en ek weet dit is 'n wille statement, wat hier staan kan 'n mens dit met volle vertroue sê en jouself ewen glo. As hulle nie self betrokke is nie, dan beskerm hulle iemand daarso. Maar nou ja, wat vir my interessant is, Woolworths is oorspronklik deur Jode begin, en ek glo daar's baie Joodse geld nog in Woolworths in. So, wink wink, word dit vir ons iets te vertel? Maar nee, ons gaan nie spekuleer vanoggend hier op die trein nie. Al wat ek sê is, wees wakker, loop versigtig. Ek gaan nie vir jou sê, bly weg van Woolworths af nie, maar wees versigtig. Woolworths het gewoonlik plofbare pryse. So ek bly maar redelik ver van Woolworths af weg. Woolworths is nie, hulle val nie binne by begroting nie. Glad nie. Maar wees maar versigtig, die mamas en die papas, en die oupas en die oumas, wat al by Woolworths gaan trolletjies dood. Kyk uit! Dis moeilike tye, dis wille tye. Dis onrusbarende tye. So check uit vir daai. Sien jou net nou op die trein. En onthou, koppie moerkoffie in die hand, kopligte aan, nou gaan ons jaag papier. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika. Radio South Africa. Your voice. .24/7.